1, 2, 1, 2. Is dit reg so? Daar sê, joh, dis vir my bietjie oorweldigend. Baie dankie. Kreur is weer ons tegniese man en hy kan goed aan en afskakel. En na verlede week se miniatuur uitdeelstukke het ek my laat aanspreek en hulle groter gedruk, maar hy vat baie langer om dit te doen. Dit wil sê dis besig om van die drukker af te kom en Elfriede is bereid om daar te wag en die goed te bring en uit te deel soos wat dit van die drukker afkom. Ek vra verskoning daarvoor. Maar ek het ook vir Annabel gevra om die uitdeelstuk te stuur op die Bybelskoolgroep. As jy dit dus op die foon aantref, dan kan jy dit daarvandaan gebruik. Ons het vanaand 2 mikrofone, handmikrofone, en is regtig belangrik. Dit is regtig belangrik vir die opname dat u in die mikrofoon moet praat, anders weet niemand wat die vraag is wat u gevra het nie. En dis regtig belangrik om dit ook by die hele opname te kry asseblief. Ek gou die masjien doodstil kry. Nou ja, dies wat verlede keer hier was, behoort 'n naam plakkertjie te gekry het. Christine, het jy nog plakkertjies daar by jou, of is die meeste uitgedeel? Is klaar, Goed, ek is jammer as daar dus mense is wat nou naamloos moet gaan. Geen mens wil dit doen nie. Is dit die name wat geskryf is? Goed, Lenet, joune sal definitief daar wees. Goed, kom ons begin en sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanaand weer in so groot getal bymekaar kan wees om te kom leer oor die woord. Boek Daniël is 'n boek wat ons interesseer en wat partykeer moeilik is, partykeer amper oorbekend, maar in baie opsigte dikwels misverstaan. Daarom wil ek vra dat U ons asseblief vanaand ook die helderheid sal gee om te begryp wat in die boek aangaan, wat ons beleef en lees, en ek wil vra dat U deur dit alles baie duidelik met ons sal praat, waar ons vanaand die verhale lees in die eerste deel en gaan kyk na dinge wat belewe is en beskryf word. Vra, Here, dat U vir elkeen van ons dit tot seën sal maak en groot betekenis. In Jesus se naam, amen. Goed, ek het gevra dat ons Bybels moet saambring, omdat ek baie graag 'n paar kere wil hê dat ons uit die Bybel van die stukke moet lees. Een van die vrae wat gekom het is in verband met die figuur Daniël. Is dit 'n historiese figuur en hoe moet ons die geskrif lees? Ek dink dis 'n baie belangrike vraag, en dan is die vraag wat daarmee saamhang, wie is die skrywer van die boek? Want die vroegste opvattings oor die boek, dat dit die boek Daniël oor die persoon Daniël is, geskryf deur Daniël, hang ten nouste met mekaar saam. As jy daardie goed 'n bietjie van mekaar losrafel, dan verander dit, en ek dink dat 'n mens moet sê dat daar 'n persoon Daniël in die geskiedenis mag lê, maar dit is nie baie belangrik vir die boek nie, want die boek handel nie in die eerste plek oor geskiedenis nie, alhoewel dit tot oorlopends toe gevul is met historiese verwysings. Is die
is die belang van die geskiedskrywing en die akkuraatheid daarvan, as ons praat van eksakte geskiedskrywing, by die boek Daniël eintlik afwesig. Daar is deur mekaar vloei van datums en sulke soort van dinge, opeenvolgings, en ten minste by een van die tekste wat ons vandag gaan bespreek, hoop ek om aan te dui hoe belangrike boek dit is in 'n spesifieke fase in die geskiedenis. En dis uiteindelik die groot saak van die boek Daniël, dat hy binne 'n baie spesifieke oomblik in die geskiedenis 'n geweldige rol gespeel het om mense te vertroos, te bemoedig, te verseker van God se teenwoordigheid en aktiwiteit, dat God aktief is in hulle lewens, selfs wanneer hulle dit nie dink nie of nie ervaar nie, en daarom is die boek Daniël as apokaliptiese boek of as boek wat praat oor gebeure ontsettend belangrik, omdat so 'n boek altyd binne in 'n situasie geskryf word. Dus ons het geen buitebybelse aanduiding van die persoon Daniël, dat ons kan sê in die Persiese tekste uit die tyd van Darius, weet ons Daniël was onderkoning in Babylon, in die stad, of in die tyd van Nebukadneser het dit gebeur, of dit of dat nie. Ons het nie sulke gegevens nie. Ons het geen aanduiding in die boek dat hy self die boek geskryf het nie. Om die waarheid te sê, ons het geen aanduiding in die boek wie die boek geskryf het nie. Daar's niemand wat aanspraak maak nie. Dit word nie toegesê aan iemand nie. Soms is dit ek in die eerste persoon, maar soms is dit so in die derde persoon dat daar eintlik net vertel word oor Daniël. Dus sit ons sonder direkte inligting van die outeur, die outeurskap en die presiese tyd van ontstaan. Maar ons kan met stelligheid sê dat die boek sy betekenis het in die Hellenistiese tyd, tydens die heerskappy van die Seleukide heersers, en by name die tyd van Antiochus Epiphanes die 4de, wat 'n groot bedreiging vir baie Jode se geloof en hulle bestaan en die heiligheid van hulle tempel en hulle God ingehou het. Antiochus Epiphanes as heerser oor Palestina in daardie tyd, hy het eintlik oor 'n baie groter gebied wat Sirië insluit en so aan, het in daardie tyd, die persoon, het in daardie tyd ingegryp in die godsdienst in Jerusalem, die godsdienstbeoefening, die kultiese sentrum. Dis die tweede tempel wat gebou is na die ballingskap, het hy dit afgedwing dat daar 'n Zeus altaar in die tempel gebou moes word. Daar word vertel dat hy by tye varke in die tempel laat slag het en sulke dinge om die reinheid daarvan aan te tas. Hy was dus ontsettend aggressief in sy negatiewe benadering tot sy Joodse onderdane. En dis binne hierdie situasie wat die boek Daniël geld, en daarna gaan ons in die 4de geleentheid kyk. As ons sê Daniël vir vandag, of as ons probeer verstaan wat die boek maak, dan gaan ek ook na die konteks van die skrywer of die ontstaan van die boek probeer kyk. Ons het verlede keer gekyk na die boek Daniël in die Bybels, het van die breë konteks, en vanaand sit die hooffiguur Daniël, veral Daniël 1 tot 6, en ek wil baie graag dwars deur daai deel kom, sodat ons die verhale in die verhalende gedeelte kan lees. Dan kan ons volgende week oorgaan na die visioene, en die verhalende deel is baie bekender vir ons almal as die visioene gedeelte in hoofstuk 7 tot 12. En dan in die 4de week Daniël vandag
nie net vandag nie, maar ook in sy situasie van ontstaan. Daniël word bekend gestel in hoofstuk 1 en daar's 'n klomp baie interessante dinge om na te kyk en vir mekaar uit te wys. Ons kry in die eerste paar verse 'n historiese konteks as inleiding tot die boek. Hy begin byna soos hoofstukke in 1 en 2 konings, veral 2 konings. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babylon, na Jerusalem gekom en het beleer. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, en ook 'n deel van die voorwerpe van in die huis van God in sy hand oorgegee. Hy het dit na die land Sinar, na die tempel van sy gode geneem, en die voorwerpe het hy na die skatkamer van sy gode geneem. Dis die konteks. Dit gebeur in die 3de regeringsjaar van koning Jojakim, wanneer Nebukadneser aankom van Babylonië na Jerusalem. Hy oorwin Jojakim en Juda en hy beroof die tempel nadat die Heer dit in sy hand oorgegee het. Hy neem dit weg na die land Sinar toe en hy plaas dit in die skatkamer van die tempel van sy gode. Daar's klein maar noemenswaardige probleme in hierdie gedeelte, en daarvoor sou ons kon gaan kyk na 2 Konings 23 vers 35 tot by 24 vers 2 of 3 rond, waar ons eintlik 'n ander prentjie sien van Jojakim se regeringstyd. Jojakim was op daai stadium ondergeskik aan Egipte en het aan Egipte skuld betaal, en daarna was hy vir 3 jaar lank ondergeskik aan Nebukadneser, die Babyloniese koning, maar hy het nooit oorlog gevoer nie. Hy rebelleer en weier om sy vasal bedrag oor te betaal aan die koning, en hy word deur die Here se toedoen gestraf. En Jerusalem word dan in die tyd van Jojagin, die seun van Jojakim, in 598-97 voor Christus aangeval, en die stad word beleer, gestroop van mense en koning en amptenare, en dit is die datum waarop priester soos Esegiel weggevoer word. Maar die stad word nog nie vernietig nie. Nadat Jojagin weggeneem is, word 'n koning in sy plek aangestel deur Nebukadneser, Sedekia, is die koning wat daar geplaas word, en hy is aanvanklik goed, maar dan kom hy ook in opstand, en dan word Jerusalem aangeval en met die grond gelyk gemaak. Ek wil sê op die stadium wanneer Jojakim leef, was daar nie 'n oorlogsbedreiging van Babylonië se kant teen Juda nie, en was daar ook hoogs waarskynlik nie gevegte nie. Jojakim het hom net ondergeskik gestel. Maar tog sê die inleidingssin van Daniël dat hierdie gebeur in die 3de jaar van Jojakim, en dis waar dit dan afspeel. 'n Mens kan met 'n bietjie verbeelding die geskiedenisgebeure so plooi dat jy dit plaas binne hierdie prentjie wat geskets word. Maar dit is nie baie nodig nie, want eintlik, sê ek weer, is die eksakte geskiedskrywing nie die fokus van die boek nie. Dit is om daaraan 'n karakter te gee.
dat sulke presiese aanduidings gegee word. Dis nie om feite deur te gee nie. Die karakter daarvan is hierdie dinge het gebeur ergens in die geskiedenis en die manier waarop of die tyd waarin dit gebeur het was hierdie tyd van Nebukadneser, Jojakim, later aan kom Darius ter sprake en verskeie van die ander konings, persoon soos Belsasar word 'n koning van Babylon genoem, wat hy nooit was nie. Hy was wel 'n instaaner vir sy pa Nabonidus, maar daarso waar die hand teen die muur verskyn en dinge skrywe, word hy aangebied as die koning wat 'n feesmaal aanbied. Dus telkens sou 'n mens kon aandag vestig op kleiner en groter historiese onakkuraathede, maar in den brede kan 'n mens sê die bedoeling is om die boek voor ons neer te sit as iets wat ergens in die geskiedenis 'n plek het. Nou, dit genoeg gesê van die inleiding tot die boek en die historiese inleiding, want ons moet nou eers 'n bietjie kyk wie is Daniël en sy 3 vriende, want hulle word uiteindelik baie belangrike figure in die boek. Hulle speel 'n baie groot rol in die verhale wat ons gaan lees, en ons lees eintlik eers wat se soort mense hulle was. Voordat ons te doen kry met hulle, hoor ons dat daar 'n soektog is na 'n sekere tipe jong man. Die nuwe vertaling praat van seuns. Dit wil sê dit kan regtig jong mense wees wat getrek is vir hierdie tipe diensplig binne die Babyloniese konteks, en hulle moet perfekte jong manne wees, en die kriteria word in Daniël 1 vers 4 gegee. Hulle moet in die Babyloniese patroon kan inpas. Hulle opvoeding wat oor 3 jaar sou strek word vir hulle aangebied, en die bedoeling daarvan is om hulle van hulle herkoms los te sny. Na 3 jaar se heropleiding in terme van wysheid en kennis en voeding en alles meer, moet hulle goeie Babyloniese amptenare wees. Hoe lyk hierdie kandidate? Geen liggaamsgebrek nie, goeie voorkoms, insig in alle soorte wysheid, kennis en goeie oordeelsvermoë, moet in die paleis kan dien en moet die taal van die Galdeërs kan leer lees en skryf. Nou, wie wil nie so staatsamptenaar hê nie? Dit's 'n wyse koning wat op wyse kriteria sê, dis die mense wat ek nodig het in my staatsdiens, in my hofhouding, en hulle moet nie net mooi wees om na te kyk en heel nie, hulle moet besonder wys wees, goeie oordeelsvermoë, en hulle moet Babylonies vlot kan skryf en praat. Die vriende en Daniël word uitgekies uit die Joodse groep ballinge, en die Rapsaris, 'n baie hoë amptenaar, bring hulle dan na die koning toe, of na die pool van geskikte kandidate, en daar gebeur onmiddellik iets wat hulle in hulle fondamente moet skud. Dit is die 3 jong manne, en dan natuurlik die 3 jong Judeërs en Daniël. Daniël, wie se naam beteken God is my regter, word hernoem tot Belsasar. Hanania, Jahwe is genadig, word Sadrag. Misael, wie behoort aan God, word Mesach. En Asaria, Jahwe is helper, word Abednego. As jy na die Joodse name kyk, het elkeen van hulle element wat verwys
na God. En dis die tipiese name wat gegee word by geboorte of baie vroeg in die lewe, waar die ouers of die ma sê, Jahwe is my helper, die Here is regter, of iets van daardie aard, waarmee sy haar eie ervaring of die kind se lewe, of dit waarvoor sy hoop dat hy sal lewe, in 'n naam vasvang. Die twee elemente in Daniel en Misael beteken God. En die ja element in Hananja en Asarja beteken Jahwe. Soms is dit Jahu en soms is dit net ja. Dink aan Jesaja, Jeremia, daai element. Ons noem dit 'n teofore element. Daai element gee 'n aanduiding van wie die God is van die mens wat gebore is en wat hierdie naam dra. Omdat naamgewing plaasvind wanneer die kind 'n babietjie is, sê dit iets oor die vorige geslag se geloof. Soms word mense om hulle te benadeel hernoem, soos wat is nou 'n goeie voorbeeld, maar as mens dink aan die naam Jerub-Baal, dan is die teofore element Baal, en dit is die Heer in Kanaanitiese godsdiens. En Ish-Boset sê man van boosheid, daai Boset is eintlik 'n neerhalende term, en dikwels word dit dus toegeken aan 'n persoon om eintlik 'n skandelike naam vir daai een te gee. Hierso is dit nie die weg wat gevolg word nie. Die naam word nie in homself verander dat die godsverwysing iets anders is nie. Dit word heeltemal 'n nuwe naam, en dis deel van die dekulturasieproses waarvan die bedoeling was om volledig te wees. Beltsassar bevat wel 'n godsnaam element, en dis Bel. Dit is die Babyloniese god, en daar's 'n kans in die laaste naam dat die Nego ook verwysing is na 'n god. Sadrag en Mesach ken ons die betekenis nie van nie, en die presiese betekenis van Abednego ken ons nie presies nie, maar dit is waarskynlik ook met 'n godselement. Hierdie ouetjies se name word by voorbaat, nog voor hulle in die program ingestuur word, kry hulle nuwe name. Goed, Daniel maak 'n plan. Hy sien onmiddellik, hier kom moeilikheid. Volgens sy geloof kan hy nie doen wat van hom verwag word nie, en hy vra om vrygestel te word van die dieetvoorskrif, hy en sy 3 vriende. Die hoofamptenaar huiwer ernstig, want hy's bang vir die afloop daarvan. Wat as julle gesiggies ingeval het en julle lyk beteter teenoor die ander, dan's ek in die moeilikheid. En Daniel se oplossing is, moenie vir ons toestemming gee vir 3 jaar nie, gee ons 10 dae, en dan kyk jy wat gebeur het, en hulle slaag dit voortreffelik. Hulle lyk beter binne 10 dae as enigeen van die ander in die program, en uiteindelik duur dit dan vir die volle tydperk, en by die bekendstelling aan die koning van die span wat nou gegradueer het, staan hierdie 4 kandidate kop en skouers bo die ander uit. Hulle wysheid, hulle insig is 10voudig beter as enige ander waarseer priesters of goelaars wat op daardie stadium in die tempel dien. Dit beteken dat daar 'n ooglopende en 'n onmiddellike erkenning is daarvan dat dit wat hulle op geloofsgronde gevra het met hulle moet gebeur, geslaag het. Goed, nou weet ons van Daniel, wat Beltsassar genoem word, en van die 3 vriende, wat ten nouste by hom betrokke was, deur die hele opleidingsproses, en dit neem ons na die tweede hoofstuk.
die verhale in Daniël 1 tot 6 is baie spesifiek 'n storie per hoofstuk. En dis goed om dit te onthou. Dit beteken dat dit 'n afgeslote geheel is. Dit is 'n vertelling met al die elemente daarvan, 'n inleiding, die liggaam van die vertelling en die afloop daarvan. En hoofstuk 2 handel oor Nebukadneser se droom. Daar's 2 tipes vertellings wat jy miskien onthou van verlede week se uiteensetting, en dit is uitleg tipe verhale en wonderreddingsverhale. 3 uitlegte, 2 reddings wat gebeur in hoofstuk 2, 3, 4 en 5 en 6. Nebukadneser word wakker en 'n droom het hom totaal ontstig. Koning stel 'n onredelike eis aan sy amptenare en gee opdrag dat hulle doodgemaak moet word. Wat is die eis wat hy aan hulle stel? Sê vir my wat's my droom en lê dit uit. As koning mag jy dit vra. As amptenaar moet jy kan antwoord. Die probleem is, jy kan nie 'n ding uit jou duim suig nie, want as jy begin praat, gaan hy dalk onthou wat hy gedroom het, en dan weet hy, jy is nie in die kol nie. Die hoofstuk is so dat 'n mens dit byna in geheel sou wou lees, maar ons gaan dit nie doen nie, want hy word so langdradig vertel, dat daar iets daarin moet sit, dat hy dit so langdradig hanteer. Daniël reageer met raad en goeie oordeel, en vra die koning vir uitstel. Dit is 'n wonderlike stukkie vertelling binne in hoofstuk 2, waar Daniël en sy vriende ingesluit is by die wyses wat nou doodgemaak moet word, omdat hulle wysheid en hulle kennis en hulle vaardigheid tekort geskiet het. En hy verneem by die amptenaar wat opdrag gegee is om al die wyses in die koninkryk dood te maak, oor hulle nie wys genoeg is nie, en hy sê stop net bietjie. En dan lees ons dat hy na die koning gaan en 'n bietjie uitstel vra, en oënskynlik daai uitstel kry, en dan gaan worstel hy met die Here, en uiteindelik word die droom in 'n nagtelike visioen aan hom geopenbaar, en prys Daniël die God van die hemel. En hy sê, U is werklik die een wat alle wysheid gee, en hy gaan terug na die amptenaar wat die opdrag het om die wyses te gaan doodmaak, en hy sê vir hom, maak vir my afspraak by die koning, en Arioch stel Daniël voor aan die koning, asof hy hom so pas ergens vandaan gekry het. Nou dit haak 'n bietjie, dit staan 'n bietjie haaks op sy vorige ontmoeting met die koning, toe hy daarin is en gaan vra het vir uitstel. Wil sê, hoe mens dit presies moet verstaan, is nie duidelik nie, maar Arioch bring hom by die koning uit, en die koning vra vir Daniël, of hy die droom met sy uitleg kan bekend maak, en Daniël verklaar iets baie belangrik in al die verhale. Hy sê, wyses kan dit nie doen nie, en dit sluit my in. Maar, daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het aan u bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Daniël weet nou wat die koning gedroom het, en hy sê, die God wat vir u daai droom gegee het aan u geopenbaar wat aan die einde van dae gaan gebeur. Wat aan die einde van die dae gaan gebeur. En omdat daai God in die hemel geheime kan openbaar, weet ek wat dit is, want ek glo in hom. En dan vertel hy vir hom dat jy 'n metaalbeeld gesien het in jou droom, wat uit verskillende soorte metaal bestaan, en dat 'n rots losgekom,
en hierdie beeld vermorsel. En dan gee hy die uitleg van die visioen. En hy sê die kop van goud is jy. En hy gee hom nogal 'n write-up. Hy komplimenteer hom vreeslik as die groot koning wat die wêreld beheers en so aan. Dis dan daai 2 verse 37 en 38. Die bors en arms van silwer is die Mediërs, die volgende koninkryk, die maag en heupe van koper. Hy gee nie daai lande nie. Dis die interpretasie daarvan as ons nou terugkyk. Hy praat net van 'n sekwensie van koninkryke. Maag en heupe is die volgende koninkryk van koper, by bene van yster plaas ons dan die Grieks-Macedoniese ryk en die voete gemeng yster en klei simboliseer die Seleukide en die Ptolemeërs in die laatfase van die Grieks-Macedoniese tyd nadat Alexander die Grote dood is. Die klip wat loskom sonder dat mense hom losmaak is 'n koninkryk wat die God van die hemel sal vestig en daaroor het mense geen sê nie. As jy hierdie uitleg bekyk, dan word daar blitsvinnig vir die koning gesê, hy is die kop van goud. Die volgende koninkryk in 'n halwe versie is die silwer. In 'n volgende halwe versie handel hy af met die maag en heupe van koper, die Persiese ryk, in sekwensie. Dan sê hy iets meer van die bene van yster, en dan brei hy in 3 lang verse uit oor die voete van yster en klei, die Seleukide en die Ptolemeërs. En dis die tyd wat vir die boek Daniël van die grootste belang is. Hy gee besonderhede, hy praat oor sekere dinge wat goed is en sekere dinge wat swak is en so. En jy kom net agter, buite alle verhouding, kry jy inligting oor die 4de koninkryk, want die bene van yster en die voete van yster en klei is eintlik gesamentlik die 4de koninkryk van hierdie beeld. Daar kry ons 'n massa inligting van hoe hulle eintlik die swakste kombinasie is wat mens kan kry. En as jy reken dat hy die skrywer skryf in die tyd van daardie koninkryk, dan verstaan jy sy passie waarmee hy skryf. As Daniël uitsluitlik met Nebukadneser gepraat het, sou die kop van goud eintlik die een gewees het waaroor alles gaan. Maar uiteindelik is dit die voete van yster en klei wat die groot slegte pers kry en sê, dis die einde van tye. As ons nou terugkyk na wat hy gesê het, wat God aan u bekend maak, is wat aan die einde van die dae sal gebeur. Nou weet ons in 2021 dat die Ptolemeëse en Seleukide tyd in Israel onder Antiochus Epiphanes nie die einde van die tyd was nie. Maar vir die skrywer was die tyd waarin hy geleef het in onderdrukking erger as die van die Babiloniese onderdrukking, die einde van die tyd. En teen daardie tyd moet God ingryp. En dis die verwagting wat die boek het. Goed, Nebukadneser reageer met totale bewondering. Hy's verwonderd, hy's geskok. En hy betoon eer aan Daniël, hy wy offers aan hom en hy sê so waar, julle God, hy is die God van die gode want dis 'n toesegging van alle eer en bewondering aan God in daardie vers 47 wat jou eintlik jou mond kan laat oophang oor die insig van Nebukadneser, die groot God, die groot koning. En hy verhoog Daniël en sy vriende tot hoë pos. Daniël word 'n baie prominente amptenaar in die provinsie Babel en sy 3 vriende kry elkeen 'n baie groot pos, eweneens in die provinsie Babel. Enkele notas, vers 1 sê in die 2de jaar van Nebukadneser, wat eintlik glad nie kan werk nie, want hulle het al 3 jaar opleiding ondergaan binne in
die koninkryk van Nebukadneser, en voor dit het Nebukadneser al Israel gaan aanval en Juda se mense gaan wegvoer en so. Ek wil sê, daai historiese verwysing klop nie. Vers 8 sê, ek weet sonder twyfel dat julle sal probeer tyd wen. Nebukadneser praat met sy wyse manne, omdat julle gesien het dat die saak by my vas staan. Dit is presies die verteller se tegniek om te speel vir tyd. Hy vertel hierdie ding van die eis van Nebukadneser aan sy wyse mense amper 2 keer oor, amper 'n derde keer weer. En dit rek die hoofstuk so uit dat jy agterkom om by die punt of die slot van die hoofstuk uit te kom, is nie die hoogste prioriteit van wat hier aangaan nie. Hier word eintlik spanning geskep en die skrywer gee amper iets weg in die beskuldiging teen die wyses van wat hy besig is om te doen. As jy die hoofstuk op 'n stadium gaan sit en lees, kyk na die vertragingstegniek van die verteller om nie by die punt uit te kom nie. Verse 38 tot 45, die tyd en teks afgestaan aan die verskillende koninkryke is ongelyk. Wanneer hy die visioen of die droom van die koning uitlê, maar daaroor het ek gepraat, dat hy baie meer te sê het oor die omstandighede rondom die Grieks-Macedoniese en spesifiek die tyd van die Seleukide konings. Goed, Daniël 3 tref ons presies op die tyd wat ons moet breek, en ek dink is 'n goeie plek om te onderbreek. Daarna gaan ons 'n bietjie vinniger deur ons hoofstukke gaan, maar dit gaan ook 'n bietjie vinniger by die volgende hoofstukke, omdat daar sekere patrone vasgelê is en ek verder aan net gaan uitwys wat die goed is wat ons daar raak lees. Is daar enige vrae op hierdie stadium wat iemand wil sê of vra? Ons kan ook in die teetyd praat as daar iets is wat ons moet sê. Goed, ek dink die dinge is by die toonbank gereed.
1, 2, daar is hy. Daar is hy, hierso is nog 'n paar van die uitdeelstukke, as iemand daarvan wil hê. Dis daai's, daar kom ook nog 'n klompie. Daar sal nog 'n paar uitdeelstukke kom en dan sal ek ook sorg dat daar volgende week 'n paar extras vir die hersiening, as mense nou wil aantekeninge maak daarop, dan sit nou nie so maklik volgende week nie, maar ek sal sorg dat daar is, en dan het iemand gevra dat ons verlede keer se skyfies ook uitstuur op die Bybelskoolgroep, en ons sal dit doen. Goed, die 3 vriende in die vuuroond, dis die eerste wonderbaarlike redding in die boek Daniël, en die verhaal van redding loop op 'n baie vaste patroon. Wat gebeur is dat Nebukadneser 'n beeld laat maak en 'n bevel daar rondom gee. 3 vers 1, koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Die hoogte was 60 L en die breedte 6 L. Hy het dit opgerig in die vlakte van Dura in die provinsie Babel. Koning Nebukadneser ontbied toe die satrape, landvoogte, streekgouverneurs, raadgewers, skatmeesters, regters en amptenare, ja, al die hoë amptenare van die provinsies, om na die wydingsgeleentheid van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het te kom. Die satrape, landvoogde, streekgouverneurs, raadsmanne, skatmeesters, regters en amptenare, ja, al die hoë amptenare van die provinsies het toe byeengekom vir die wydingsgeleentheid van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Eintlik is vers 2 en 3 'n woordelikse herhaling, wat eintlik net die vordering in die proses bedui. Daarna het hy hieruit hardop uitgeroep: julle word beveel, volke, nasies en taalgroepe, sodra julle die geluid hoor van die horing, rietfluit, siter, lier en harp in harmonie, ja, al die musiekinstrumente, moet julle neerval en eer betoon aan die goue beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Wie ook al nie neerval en eer betoon nie, sal dadelik binne in die vlammende vuuroond gegooi word. Jy loop dus die gevaar om jou lewe te verloor en voortydig veras te word. Hier is nog 'n handvol uitdeelstukke. En dan gebeur die verskriklike in vers 8 en verder. Juis op daardie oomblik het Galdeese manne na vore getree en die Jode aangekla. Hulle praat toe en sê vir koning Nebukadneser: O koning, leef vir ewig. U, o koning, u het 'n bevel uitgevaardig dat elke mens wat die geluid van die horing, rietfluit, siter, lier en harp in harmonie, ja, al die musiekinstrumente hoor, moet neerval en aan die goue beeld eer betoon. Hierdie patroon loop dwars deur die boek, dat 'n frase gevat word en dan amper ad nauseam herhaal word. Jy voel op 'n stadium, maar genade, kom net oor jou voorskrifte of oor jou beskrywing. Kom net verby hierdie herhaling, maar dis 'n baie wesenlike deel van die verteltegniek in die boek, en dit speel 'n verlangsamende rol in die vertelling. Die Judeese amptenare word aangekla, ondervra en veroordeel. Die woedende koning se optrede lei tot die dood, maar nie vir hulle nie. As mens lees wat daar gebeur van vers 19 af, Nebukadneser was toe buite homself van woede, en sy gesigsuitdrukking het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. Hy het daarop geantwoord deur bevel te gee dat die oond verhit moes word.
7 maal warmer as wat nodig was. Hy het die manne, die sterkste manne in sy leer beveel om Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en in die vlammende vuuroond te gooi. Hierdie manne is toe met hulle klere aan, in hulle mantels, broeke en tulbande vasgebind en binne in die vlammende vuuroond gegooi. As gevolg van die streng opdrag van die koning en die oond wat uitermate verhit was, het die vlamme van die vuur daardie manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego opgetel het, doodgebrand. Maar hierdie drie manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die vlammende vuuroond geval. Toe skrik koning Nebukadnesar, spring vervaard op en vra vir sy raadsmanne, het ons nie 3 manne binne in die vuuroond gegooi terwyl hulle vasgebind was nie? Hulle antwoord toe en sê vir die koning, ja beslis so koning, waarop hy toe antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los rondstap binne in die vuuroond, daar's geen letsel aan hulle nie, en die 4de se voorkoms is soos die van 'n godeseun. Daarop gaan Nebukadnesar nader na die opening van die vlammende vuuroond en sê toe, Sadrag, Mesach en Abednego, diensknegte van die Allerhoogste God, kom uit en kom hier. Toe kom Sadrag, Mesach en Abednego reg uit die vuuroond. Die satrape, landvoogde, streekgouverneurs en raadsmanne van die koning het byeengekom en merk toe aan hierdie manne dat die vuur nie mag gehad het oor hulle liggame nie, dat die hare op hulle koppe nie geskroei was nie, en dat hulle mantels nie verander het nie, en dat daar geen brandreuk aan hulle was nie. Nebukadnesar het daarop gereageer en gesê, die God van Sadrag, Mesach en Abednego moet geprys word, wat sy engel gestuur en sy diensknegte gered het. Hulle wat op hom vertrou het, die bevel van die koning verontagsaam en hulle liggame op die spel geplaas het, omdat hulle geen ander God behalwe hulle God sou dien en vereer nie. 'n bevel word deur my uitgevaardig dat enige volk, nasie en taal wat iets godslasterlik sê teen die God van Sadrag, Mesach en Abednego se ledemate afgekap sal word en sy huis in 'n vullishoop omskep sal word, want daar is nie 'n ander God wat so kan verlos nie. Daarna het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoed laat beleef in die provinsie Babel. Van lewensbedreigende omstandighede letterlik deur die oond en ander kant uit en erken as dienaars van die lewende God, wat hy in ryk woorde erken as die God wat 'n verskil maak. Ja, ons het nie idee nie. Die verteller vertel ons nie. Hy was net nie daar nie. Ons het geen rede om te vermoed dat hy gebuig het nie. Daar's geen rede om dit te vermoed nie, maar daar's ook nie 'n aanduiding van waar hy was nie, alhoewel jy keer op keer kan sien hoe dat elke amptenaar met posisie daar was. Jo. Die vraag is, hoekom Nebukadnesar nie doodgebrand het nie, omdat die storie dan daar sou geëindig het. Dis die rede, as die koning daar doodbrand, is die verhaal verby. Waarskynlik het hy versigtig op 'n afstand gebly van 'n vuur wat so warm is, dat sy sterkste soldate daar doodgebrand het. Hy sê, dit gaan maar oor afstand. Maar hy kon sien wat daar binne aangaan, en hy kon die 4de figuur, daar word vreeslik baie dinge daar rondom gemaak van 'n engel, of 'n aartsengel, of Jesus, of so iets. Ek dink glad, as jy kyk wat die boek daarvan maak, is dit nie die sentrum van die verhaal nie. Die sentrum van die verhaal is dat hulle daarin is en daar uit is, sonder 'n skrapie of 'n rook teken aan hulle, en gered is deur die God wat kan red. Die plek waar hierdie hoofstuk vraagstukke laat ontstaan het, is rondom geleenthede soos die vervolging van Christene op in verskillende periodes in die geskiedenis, of van Jode. En die vraag, het God dan wit broodjies? Is 'n persoon soos
mense soos Sadrag, Mesach en Abednego gevry waar, maar 6 miljoen mense in konsentrasiekampe of hoeveel uiteindelik presies dood is in Duitsland nie, en so aan. Dit wil sê, daai geloof in God is nie 'n waarborg teen sterwe in lydingsomstandighede nie, en dit bly 'n vraagstuk waarmee 'n mens moet bly worstel. Wat is die verhouding tussen redding deur die magtige God wat Sadrag, Mesach en Abednego hier deurgelei het, en die lyding wat ander mense het? Die koning noem iets in sy erkenning van God, en dit is dat ten spyte daarvan dat hulle geweet het dat die ergste hulle kan tref, het hulle God nie verloon nie. En dit is die sleutel in die optrede van die 3 amptenare. Maar dit dan, die eerste uitleg verhaal in hoofstuk 2, die eerste wonder reddingsverhaal in hoofstuk 3. En hoofstukke 4 en 5 is dan weer hoofstukke van die uitleg van dinge wat die moeite werd is om te sien wat gebeur. Daniël lê 'n tweede droom van Nebukadneser uit, en dis 'n hoofstuk met die mooiste struktuur wat jy jou kan voorstel. Dit kom in die vorm van 'n koninklike omsendbrief. En ek sal nou die inleiding daarvan lees, maar ek wil net eers sê hoe hierdie mooi simmetriese struktuur werk. Jy kan sê in terme van die gedeeltes, het jy A, B, C, en dan daarteenoor as 'n spieël A1, B1 en C1. Of jy kan amper sê A, B, C, C, B, A. En as mens dit van links af vat, dan is dit die inleiding wat staan teenoor die slot, reg aan die einde van die boek. Verdere inligting of inligting wat 'n bietjie toeligting gee. Aan die begin, vers 4 tot 8, en inligting wat 'n bietjie toeligting gee aan die einde, 4 vers 28 tot 33. En dan die droom self en die uitleg van die droom in die middel van die hoofstuk. Ons sê die droom is 4 vers 9 tot 18, die uitleg 4 vers 19 tot 27. Die inligting gaan vooraf die droom en na die uitleg van die droom, en die inleiding begin die hoofstuk en die slot eindig die hoofstuk. Ons sê verskriklik mooi, fyn saamgestelde hoofstuk. En dit is 'n geweldige ding wat gebeur. Maar hoor hoe sit die hoofstuk in mekaar, om aan te dui hoe dat die hoofstukke patrone volg, maar dit is nie identies nie. Dit is nie maar net een verhaal word vertel en dan verander die lot of die droomse inhoud of dit nie. Hoofstuk 4 begin so: Koning Nebukadneser, aan alle volke, nasies en taalgroepe wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dis vir my goed om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, openlik bekend te maak. Sy tekens, hoe groot is hulle nie, en sy wonders, hoe magtig is hulle nie. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Dis die inleiding. Die slot is van vers 34 af. Aan die einde van die tydperk het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het na my teruggekeer. Ek het die Allerhoogste geloof, die een wat ewig leef, besing en geëer, hy wie sy heerskappy 'n ewige heerskappy is, en wie se koningskap van geslag tot geslag duur. Al die bewoners van die aarde word as niks gereken. Hy doen met die hemelse leer en die bewoners van die aarde wat hy wil. Daar's niemand wat sy hand kan afweer of vir hom kan vra, wat het u gedoen? Nee.
In die tyd het my verstand na my teruggekeer en wat die waardigheid van my koningskap betref, my majesteit en my luister het na my teruggekeer en my raadsmanne en edeles het my weer opgesoek. Oor my koninkryk is ek heraangestel en my grootheid het buitengewoon toegeneem. En ek, Nebukadneser, besing en verheerlik en eer nou die koning van die hemele, omdat al sy werke waarheid is en sy baie reg, omdat hy hulle wat met trots rondloop kan verneder. En die ekstra inligting gaan ek net die gee wat voor die droom was, die 4 tot 8. Hy is besig om te skrywe. Ek, Nebukadneser, was sorgeloos in my huis en voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droom gehad en dit in my verskrik. Die droombeelde in my bed en die visioene in my kop het my ontstel. 'n Bevel is deur my uitgevaardig dat al die wyses van Babilonië voor my gebring moes word, sodat hulle die uitleg van die droom aan my bekend kon maak. Toe die waarseer priesters, die towenaars, die galdeers en voorspellers gekom het, het ek die droom aan hulle vertel, maar sy uitleg kon hulle nie aan my bekend maak nie. Op laas het voor my verskyn Daniël, wie se naam Beltsassar is, na aanleiding van die naam van my God, en in wie se gees, en in wie die gees van die heilige gode is. Ek het toe die droom aan hom vertel, en dan van vers 9 af vertel hy dan wat gebeur. En Beltsassar, Daniël, skrik vir die droom wat die koning gedroom het, en hy besef, hier is eintlik moeilikheid. Want kom ons kyk wat staan in vers 19, wat dan deel vorm van die uitleg, nadat hy die droom gekry het. As ek net kortliks kan sê wat die droom is, dat hy hierdie geweldige boom gesien het in die veld, wat geweldig wyd strek met sy blare en alles, dan kom die bevel, dit moet afgekap word, maar daar moet 'n stomp bly en so aan. Daarop was Daniël, dis vers 19, wie se naam Beltsassar was, vir 'n kort tydjie verbuisterd, en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning sê toe, Beltsassar, moenie die droom en sy uitleg, die droom en sy uitleg jou ontstel nie. Beltsassar het geantwoord en gesê, my heer, was die droom maar vir u haters, en sy uitleg vir u teenstanders bedoel. Die boom wat u gesien het, wat gegroei en sterk geword het, waarvan die hoogte tot aan die hemel reik, en wat oor die hele aarde sigbaar is, waarvan die blare mooi is, en sy vrugte baie is, met kos aan hom vir almal, onder wie die diere van die veld woon, en wie se takke die voëls van die hemel tuis is u, o koning, wat gegroei en sterk geword het. U grootheid het gegroei en tot aan die hemel gereik, en die heerskappy tot aan die einde van die aarde. En dat die koning 'n boodskapper, 'n heilige gesien het, wat uit die hemel neerdal en sê, vel die boom en vernietig dit, maar laat die penwortel in die grond, vasgeketting met yster en brons, in die groenigheid van die veld. En deur die dou van die hemel sal hy benat word, en saam met die diere van die veld deel hê aan die gras, totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitleg, o koning, en die dekreet van die Allerhoogste, wat oor my heer die koning uitgevaardig is. U sal uitgedryf word, weg van die mense af, en by die diere van die veld sal u woning wees. U sal gras gevoer word soos vir beeste, en van die dou van die hemel sal u nat word. 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken dat die Allerhoogste magtig is oor 'n menslike koninkryk, en dat hy dit gee aan wie hy wil. Dat daar bevel gegee is om die penwortel van die boom te laat staan, beteken dat u koningskap vir u behoue sal bly, sodra u erken dat die hemel heers. Daarom, o koning, mag my raad vir u aanvaarbaar wees. Breek deur die regte optrede met u sonde en met u ongeregtigheid, deur gunst te betoon aan armes. Miskien sal die voorspoed lank duur. Dan gaan hy aan en hy sê, dit alles het met Nebukadneser gebeur. Hy beland dan uiteindelik in die situasie waar hy in die veld lewe en so, maar hy word herstel, soos wat ons in die slot lees. In hierdie geval is die droom bekend en die koning vertel dit, maar die wyses en die waarsêers en almal kan niks daarmee maak nie. Hy vertel dit ook vir Daniël en die deins terug vir die implikasie, maar hy gee die betekenis vir die koning en dit lei
toe dat die koning hierdie brief skryf, waar hy soms in die derde persoon oor homself skryf, soms in 'n direkte rede aan die woord is, waar groot dele van die droom herhaal word. Wanneer Daniël aan die praat kom, haal hy 'n hele 2 lang verse uit die droom aan, wat vroeër deur die koning vertel was en so aan. Weereens in die trant van die Daniël boek, wat eintlik byna oordadig herhaal wat belangrik geag word. En die derde een van interpreterende soort is die skrif aan die muur, en dit is Daniël 5, die hoofstuk van Daniël 5, maar laat ek net gou sien of ek alles gesê het by die skrikdroom en die ervaring. Nebukadneser vertel die hele verhaal, maar soms varieer die styl. Die verhaal het baie belangrike, maar subtiele ondertone. Dit is dat een wat sy mag oorskat en dink dat hy alles sê het oor God en gebeure, baie versigtig moet wees, en dis hoogs waarskynlik nie vir Nebukadneser bedoel nie, maar vir Antiochus Epiphanes, wat op daai oomblik op die troon sit in Juda, en eintlik vernederend omgaan met God en sy mense. Hoogmoed kom tot 'n val, maar herstel is moontlik. Dis die boodskap hier agter vir die koning, en dan is daar in hierdie verhaal ingebou troos vir mense wat geen uitweg sien uit huidige bedaarde omstandighede nie. Ons sê dit is wat die boek Daniël bied vir mense wat geen uitweg sien uit die Seleukidiese vernedering en gebeure rondom hulle nie. Yes, Andries. Nebukadneser het al hierdie dinge ervaar, herken, sien, en dan prys hy God daarvoor. Want ons kan nie sê hy het bekeerd geraak. Mens kan nie sê? Hy het bekeerd geraak. Nee. Vraag is Nebukadneser bekeer? Ons kan dit beslis nie sê nie. Nebukadneser, daar's geen teken daarvan dat hy as Babyloniese koning bekeerd geraak het nie. As hy net 'n akteur binne 'n verhaal is, binne 'n drama wat afspeel, dan kan hy al hierdie goed sê, en dis hoe ek die boek Daniël lees. Dit is die skrywer in die 2de eeu voor Christus, in die omstandighede van Antiochus Epiphanes as heerser, wat eintlik net vernederend werk, wat teruggryp 4,5 eeue vroeër, en woorde lê in 'n koning van daardie tyd se mond. Wil sê, alles wat hier gesê word, soos dit in die geskiedenis afkom, het eintlik betekenis vir die punt waar die spreker leef. En dit is in Jerusalem onder die heerskappy van Antiochus Epiphanes. Maar dat hierdie iets sê van die historiese koning Nebukadneser van Babylon is hoogs onwaarskynlik. Dit is nie die manier waarop konings oorwonne vyande se gode praat nie. Ons sê, dit word in sy mond ingelê om God te vereer, want dit is die boodskap wat die skrywer wil bring, en hoeveel beter is dit as die koning van die magtige Babyloniërs praat van God in hierdie terme, verheerlikende terme, en nie maar net ek as skrywer nie. Goed, ek gaan... Ja. Dis ja. My praat oor Daniël se gode, en dit stem dan nie ooreen met hoe ons dit verstaan nie. In Daniël 5 het ons Daniël se laaste rol as uitlegger, die boustene van die verhaal, en hier gaan ek eintlik net tendense aandui, en vinniger deur die laaste hoofstukke, is weer soos in hoofstuk 2 en 4, 'n koning met 'n vreemde verskynsel wat hom konfronteer. Die amptelike uitleggers in die stad kan dit nie doen nie, hulle kan die saak nie in die reine bring nie. Daniël kan doen wat hulle nie kan doen nie, en Daniël word as 'n gevolg aangestel in 'n vername pos. Dit is hoe die
gebeurtenis binne in koning Belsasar se feessaal gebeur. Die diner vind plaas, 4 verse word die toneel geskets. Dis 'n gedrink en gefuif, hy word al vroliker, hy word al breedsprakiger en dis duidelik dat hy voel hy's op die top van sy mag en dan word dit stil in die saal. 'n vreemde hand verskyn en skryf 'n boodskap op die muur. Die koningin kom aan die woord en sy sê daar's iemand wat dit sal kan uitlê. Kom ons lees daai 3 verse, 5 vers 10, 11 en 12. Die koningin het toe vanweë die gesprek tussen die koning en sy maghewers die feessaal binne gegaan. Die koningin praat toe en sê: "O koning, leef vir ewig. Moenie dat u gedagtes u ontstel en u hoef nie bleek te wees nie. Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die Vader is helderheid, insig en wysheid, soos die wysheid van gode by hom gevind. Koning Nebukadneser, die Vader het hom aangestel as hoof van die waarsêer, priesters, towenaars, galdeers en voorspellers. Ja, die Vader, die koning, en wel omdat 'n buitengewone gees en verstand, die insig om drome te verklaar, raaisels uit te lê en om probleme te ontrafel in hom gevind is, in Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het. Laat Daniël nou ontbied word, hy sal die uitleg gee." Ons sê 'n hele kundige aanbod van Daniël en sê gaan haal hom, dan gaan jy daar 'n antwoord kry. Dan kom die koning aan die woord en hy het baie van sy kant af baie om te sê, en dan kom Daniël aan die woord. En van vers 17 tot 28, 'n hele lang 12 verse, is hy aan die woord en lê hy die skrif uit, maar doen hy eers 'n opsomming van hoofstuk 4, se visioen of droom wat Nebukadneser gehad het, hoe dat hy te hoog gevlieg het, te veel gedink het van homself, neergekom het aarde toe en so aan en so aan. 'n hele opsomming word gegee in hoofstuk 5 oor daardie vorige droom, en dan word gesê tekel, tekel, mene farsum, geweeg en te lig bevind. Jy gaan dit nie maak nie, ou maat. En dan is die koning getrou aan sy belofte aanvanklik, as ons na die laaste 2 verse kyk. Belsasar het toe opdrag gegee en hulle het Daniël in purperrooi geklee en 'n goue ketting om sy nek gehang. Hulle het 'n proklamasie uitgevaardig dat hy die 3de magtigste in die koninkryk is. Daardie selfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Hulle sê hy het kans gehad om woord te hou, maar hy het nie kans gehad om tot bekering te kom of iets te doen daaraan dat hy te lig bevind is nie. Hy is net te lig bevind en dood. En dan die laaste hoofstuk van die vertellinge. Miskien kan ek net gou noem die notas by hierdie hoofstuk. Belsasar was nie Nebukadneser se opvolger nie. Hy was nooit koning nie. Dit was Nabonidus, en Belsasar het op stadium soort van in Babylon ingestaan vir Nabonidus wat hom onttrek het en die maan gaan aanbid het in die woestyn. Hy het eintlik heeltemal gebreek met Marduk, die god van Babylonië. Belsasar was ook nooit werklik koning van Babel nie, en hier is dit die moeite werd om te let op die parallelle met die Josefs verhaal. Daniël vertel amper die hele hoofstuk 4 se droom rakende Nebukadneser weer oor, en dis met 'n sekere doel in die boek. Al hierdie waarskuwings dat 'n koning nie te veel van homself moet dink nie, word gerig aan Antiochus Epiphanes. En vir mense wat in God glo word gesê, hou maar aan glo, daar is 'n uitkoms. Dan voer die koning sy belofte uit, maar hy sterf dieselfde nag. Dan wat ek dink eintlik die plakkaatverhaal van die boek Daniël is die een waaroor ons die heel vinnigste gaan praat, omdat almal vanaand dit in julle eie kinderbybels weer kan gaan lees. Daar is nie 'n kinderbybel wat nie Daniël in die leeukuil het nie. Daar's waarskynlik nie 'n kind wat los rondloop wat nie op 'n stadium dit as sy gunsteling of haar gunsteling storie in die
in die kinderbybel gehad het nie, want dit is so dramaties, dit is so mooi, die leeu's kan so lus lyk om te eet, maar hulle kan hom uitlos en so aan. Daar's verskillende maniere waarop die drama van hierdie hoofstuk eintlik neergepen of neergeverf word in die illustrasies van kinderbybels, en om daardie rede is dit miskien die mees welbekende verhaal uit die boek Daniël. Dit gebeur in die tyd van koning Darius die eerste, wat eintlik die derde Persiese koning was, na Kores en Kambises, en daarom is hy 'n bietjie uit die plek uit. Maar ek nou net sien wat het ek hierso. Ja. 'n tweede keer het ons herhaling van die boustene. In hierdie reddingsverhale is daar 'n reeks van 6 boustene. 'n Koning se dekreet veroorsaak 'n krisis vir 'n Joodse groep, of vir die 3 amptenare of vir Daniël. 'n hoofkarakter word betrap dat hy oortree, en dat hy die skuldige is. Hy word aangekla, veroordeel en gestraf. Hy word wonderbaarlik gered, voorspoed vir hom, maar rampspoed vir sy aanklaers. Daar moet ons dadelik dink aan die Ester verhaal, Haman, en wat hom getref het, die aanklaer van Mordegai hulle en so aan. En dan die koning bely dat die Jode se God oppermagtig is. Dit wil sê hierdie belydenis word 'n baie groot saak. Darius die eerste, het ek gesê, is eintlik die derde een van die Persiese konings, maar ons weet teen die tyd, die boek werk nie met eksakte geskiedskrywing nie, dit wil sê, dis niks vreemd om hier 'n bietjie 'n historiese figuur uit plek aan te tref nie, want dit het geen impak op dit waaroor die boek in werklikheid handel nie. Koning word 'n gat in die kop gepraat deur kwaadwillige amptenare, en dis die punt waar ek sê, dink aan Haman in die boek Ester, en uiteindelik is die koning lojaal aan Daniël en baie dankbaar vir sy redding. Hy haal hom uit, hy laat die amptenare wat hom daartoe gebring het om die dekreet uit te vaardig in die leeukuil gooi, saam met hulle vrouens, hulle kinders, hulle huishoudings en hulle huise het ashope geword. Nou party kamers en huise weet ek hoef nie so getref te word om 'n ashoop te wees nie, maar daai ouens se hele huis het 'n ashoop geword. En dan het ons miskien in hierdie laaste verhaal 'n element wat bykom, en dit is die verklaring van die probleem vir Daniël en die koning, is hierdie wet van die Mede en die Perse, of die Mediërs en die Perse. Die Mediërs is meer in die berge van Persië gewees, die Perse is nader aan die Persiese golf, hulle het verenig en was op 'n stadium eintlik 'n verenigde politieke mag, en daar's hierdie opvatting van die wet dat selfs die koning nie sy eie wet kan terugtrek of wysig nie. Dit bind die koning wanneer hy die valsheid van sy amptenare raak sien, dat hy nie die wet kan omkeer en sê, hoor hierso, ek is deur my eie amptenare 'n rad voor die oë gedraai, daai dings opgeskort nie, die hele verhaal word vertel as dat hy niks daarmee kon doen nie, maar uiteindelik word hulle die slagoffers van hulle eie plan, want God red vir Daniël in die leeukuil. Die leeu's wat hom moes opvreet, doen dit nie, die koning kom daar, hy's verskriklik verlig, en hy haal vir Daniël uit, weet, dit was kwaadwillig, en hy gooi die amptenare in, en hulle word opgeëet. En dan stuur die koning 'n brief aan sy hele ryk, dat die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Anders as die hoofstuk wat 'n omsendbrief was, is hierso dan 'n brief wat uitgaan, maar dit stem weer ooreen met die boodskap van die Persiese koning in die boek Ester, waar die wet ook uit is, en
die brief wat uitgestuur word dan sê, maar julle mag julle self verdedig, die Joodse gemeenskappe mag hulle self verdedig. Hierso is ook 'n brief van die koning uit na sy hele ryk toe, om te sê dat die ryk, die God van Daniël, moet vrees en eer, en dit gaan uit na alle volke, tale en nasies. Johan Beckman het nou vir my uitgewys, hoe kan 'n taal God vereer of beswadder of soets, maar dit verwys natuurlik na die mense wat daai taal praat, die mense wat 'n land bewoon, die mense wat 'n sekere streek bewoon. En so het ons die 5 verhale in Daniël almal deurgedraf. 3 drome, 'n geskrif teen die muur, 'n redding uit 'n vurige oond en 'n redding uit 'n leeukuil, en dit is die welbekende deel van die boek Daniël. Volgende week kom ons na hoofstuk 7 tot 12, en dit is die onbekende deel van die boek Daniël. Visioene, groteske beelde van diere en goed, syferuitsprake en sulke soort van goed, en hoe presies ons dit gaan aanpak, sal ek nou in hierdie week wat voor lê besluit of 'n mens bietjie dieper in een ingaan of weer oorsigtelik kyk. In hierdie geval het ek oorsigtelik gekyk omdat ons al hierdie verhale ken. Amen. Ons sê, dit is flink by 8 verby. Kom ons sluit die oë en ons sluit net af. Ons liewe Here, U is goed vir ons, en ons dankie dat ons so saam kon kom vanaand. Baie dankie vir die sop en die broodjies. Baie dankie vir die saamwees met medegelowiges en met vriende en met vreemdelinge wat ons miskien nog nie ken nie, maar wat besig is om vriende te word. Ek wil vra dat ons deur hierdie studie, deur hierdie gesprek en deur alles wat daaruit ontwikkel, iets sal begryp van die gang van die geloofsgemeenskappe deur die eeue wat ons vooraf gegaan het. Mense wat soms so swaar gekry het dat hulle geen lig meer kon sien nie. Seën ons asseblief in die week wat voorlê, hou ons in U hand van sorg en seën, en bring ons in 'n week se tyd weer bymekaar. As dit U wil is ook tussendeur, in klein groepe of in die eredienste of waar dan ook al. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is as iemand 'n boek soek wat jy kan koop, die Bybellenium beskou ek as die beste eenband kommentaar in Afrikaans of in Engels. Daar's baie goeies in Engels ook, maar die Bybellenium is nie meer in hierdie formaat nie, maar as jy hom ergens by 'n tweedehandse winkel raakloop, koop hom onmiddellik, want hy is so skaars soos hoendertande.